أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Het jy al ooit gewonder wat stories van eeue gelede ons vandag nog kan leer? Wel, vandag duik ons in die 3de hoofstuk van die Koran, Al-Imran, oftewel die familie van Imran. Dis 'n hoofstuk wat absoluut propvol tydlose lesse is. Lesse oor geloof, oor familie en oor gemeenskap. So kom ons ontdek saam wat die dieper betekenis hier is. Goed, die naam self, die familie van Imran, laat 'n mens dadelik wonder, né? Wie presies was hierdie familie en hoekom is hulle so belangrik dat 'n hele hoofstuk van die Koran aan hulle gewy is? Hierdie vraag, sien jy, is die sleutel wat die deur oopsluit na alles wat hierdie sura ons wil leer. So hierdie hoofstuk is vernoem na die stamboom van Maria, die moeder van Jesus. Dink 'n bietjie daaroor, dis nie net sommer enige hoofstuk nie. Dis eintlik 'n portret van 'n hele geslag wat gekies is vir 'n ongelooflike doel. Die verhoog is nou gereed vir 'n reeks gebeure wat die loop van die geskiedenis sou verander. Hierdie vers, dit is basies die fondasie waarop die hele hoofstuk gebou is. Deur die familie van Imran in dieselfde asem as Adam, Noag en Abraham te noem, word hulle deel van 'n goue draad van goddelike leiding wat reg deur die eeue strek. Hulle storie is dus nie net 'n familiegeskiedenis nie, dis 'n universele voorbeeld van geloof en toewyding. Maar voor ons dieper in die verhale van hierdie merkwaardige familie duik, gee die sura ons eers 'n soort sleutel om die teks self beter te verstaan. Dit leer ons dat die goddelike boodskap op verskillende maniere na ons toe kom, deur verse wat so helder soos daglig is en ander wat ons uitnooi om 'n bietjie dieper te dink. Kom ons kyk gou na hierdie fascinerende onderskeid. En hierdie onderskeid is bitter belangrik. Aan die een kant het ons die rotsvaste, duidelike verse wat die fondasie van ons geloof vorm. Aan die ander kant is daar die allegoriese verse, die wat ons uitdaag om dieper te dink en ons nederigheid te erken. Die sura waarsku ons hier, moenie die allegoriese verse gebruik as 'n wapen om verdeeldheid te saai nie. Nee, sien eerder die geheelbeeld, 'n ryk tapestrie van duidelikheid en misterie, alles van dieselfde goddelike bron. Goed, met daardie fondasie nou in plek, keer ons terug na die hartklop van hierdie hoofstuk, die stories van wonderbaarlike geboortes wat die grense van enige menslike verwagting heeltemal oorskry. Dis hier waar ons die krag van gebed en die realiteit van goddelike ingryping op sy mees intieme en kragtigste sien. Stel jou dit net voor, Sagaria, 'n man wat al oud is, wie se hoop op 'n erfgenaam seker al amper vervaag het. En tog, in 'n oomblik van diepe opregtheid, rig hy hierdie hartroerende gebed tot God. Dis 'n gebed wat nie net vir 'n kind vra nie, maar vir 'n goeie nageslag, 'n bewys van sy onwrikbare geloof. En die antwoord, dit kom nie weke of maande later nie. Nee, dit kom onmiddellik, terwyl hy nog besig is om te bid. En let op die detail hier, dis nie net 'n belofte van 'n seun nie, dis 'n aankondiging van Johannes, 'n profeet, edel en rein. Hierdie is 'n gebed wat nie net verhoor is nie, maar oortref is. En dan, amper in perfekte simmetrie, ontvou selfs meer verstommende wonderwerk. Maria, 'n toonbeeld van reinheid en toewyding, kry 'n boodskap wat al die natuurwette sou trotseer. Die engele kondig die geboorte van Jesus aan, nie deur 'n aardse vader nie, maar as 'n direkte woord van hom, 'n skepping wat sy almag demonstreer. Die titel Al-Mashiach, die Messias, dis nie sommer net 'n naam nie, hoor. Dis 'n sleutel wat Jesus se hele missie ontsluit. Dit plaas hom vierkantig in die profetiese tradisie as die lang verwagte gesalfde een. So van die oomblik van sy aankondiging is sy rol as 'n sentrale figuur in die goddienige plan absoluut onmiskenbaar. Nou, hierdie kragtige stories van geloof en wonderwerke is nie net daar om ons te inspireer nie. Hulle is die fondasie vir die volgende deel van die sura. Dis waar die fokus verskuif van die individu na die gemeenskap. Die lesse uit die lewens van Sagaria, Maria en Jesus word nou die blueprint vir hoe 'n gemeenskap van gelowiges kan floreer, veral wanneer hulle voor uitdagings te staan kom. Hierdie vers is miskien die kragtigste oproep tot eenheid in die hele Koran. Dink 'n bietjie aan daai beeld, 'n tou van Allah. Dis 'n lewenslyn, 'n anker in 'n stormagtige see. Dis die goddelike openbaring wat 'n diverse groep mense saambind en hulle keer om in die afgrond van verdeeldheid te val. En hierdie boodskap, dis vandag net so relevant soos eeue gelede. Maar eenheid is nie net 'n mooi abstrakte idee nie. Die sura gee ons 'n baie praktiese gids vir hoe om dit te bereik. Dit gaan oor wat ons doen, ons vrygewigheid in goeie en slegte tye, ons vermoë om ons woede te beheer en ander te vergewe.
Dis 'n oproep tot selfrefleksie en veerkragtigheid. Hierdie is nie net eienskappe nie, dis die boustene van 'n regverdige en kompassioneerde samelewing. En vir daardie oomblikke wanneer die pad moeilik raak, jy weet wanneer twyfel en hartseer dreig om oor te neem, dan bied die sura hierdie kragtige woorde van bemoediging. Moenie verswak nie, moenie treur nie. Dis 'n herinnering dat ware krag nie lê in die afwesigheid van stryd nie, maar in die volharding van geloof. Dis 'n belofte dat uiteindelike sukses onlosmaaklik verbind is aan ons vermoë om standvastig te bly. En dan, soos die hoofstuk tot 'n einde kom, skuif ons fokus van die bladsye van die geskiedenis na die eindelose uitgestrektheid van die heelal self. Die sura nooi ons uit om ons koppe op te lig, om te kyk na die sterre, die berge, die oseane en om in elkeen 'n teken, 'n boodskap te sien. Hierdie eenvoudige, maar ongelooflik diepgaande gebed is die gevolg van ware nadenke. Wanneer ons die ongelooflike kompleksiteit en harmonie van die heelal aanskou, van die wentelbaan van die planete tot die fynste detail van 'n blaar, word een ding duidelik: dit kan nie toevallig wees nie. Daar is 'n doel, 'n intelligensie, 'n kunstenaar agter die meesterstuk, en daardie besef is die begin van 'n dieper verhouding met die Skepper. En dit is die finale, uitdagende vraag wat Sura Al-Imran aan elkeen van ons stel. Dit nooi ons uit om ons perspektief te verander, om nie net te kyk nie, maar te sien, om nie net te hoor nie, maar te luister. Wat gebeur as ons die wêreld om ons, van die geskiedenis van die profete tot die siklus van nag en dag, begin lees soos 'n boek vol tekens? Miskien, net miskien, ontdek ons dat die hele heelal besig is om 'n storie te vertel en ons is genooi om deel daarvan. Welkom, vandag het jy vir ons iets anders gegee. Nie 'n stapel artikels nie, maar 'n enkele, ongelooflik digte bron. 'n volledige voordrag van 'n teks bekend as Sura Al-Imran, die 3de hoofstuk van die Koran. Nou ons missie hier is nie 'n woord-vir-woord vertaling nie. Nee, glad nie. Ons gaan probeer om die argitektuur daarvan te verstaan. Ons luister na die ritme, die struktuur, die karakters wat oor en oor opduik en die groot idees wat alles saambind. So, waar begin 'n mens met so 'n massiewe stuk teks? Dit is die regte vraag, want die teks self sê vir ons presies waar om te begin. Die bron is natuurlik in Arabies, en selfs sonder om die taal te verstaan, hoor jy onmiddellik 'n patroon. Okay. Dit begin nie met 'n storie nie, maar met 'n verklaring. 'n Verklaring oor God se aard, Al-Aziz Al-Hakim, die Almagtige, die Wyse. En amper in dieselfde asem, Ja, noem dit 2 vroeëre openbarings by die naam, die Torah en die Evangelie. Dadelik plaas dit homself nie as iets splinternuut en apart nie. maar as 'n voortsetting. Presies, dit sê basies, jy ken reeds die vorige seisoene, hier is die volgende een. Goed, so dis nie 'n geïsoleerde verhaal nie, dit is dadelik besig om homself aan 'n groter tradisie te koppel. En dan, amper onmiddellik, kry ons hierdie rolaanroep. Dit voel soos die openingstoneel van 'n epiese film, waar al die groot name op die skerm verskyn. Adam, Noag, die familie van Abraham en dan die familie van Imran. Wat die naam aan die hoofstuk gee. Presies. Is die volgorde hier belangrik of is dit net 'n manier om te sê al die bekendes is hier? Wel, die volgorde is minder belangrik as die handeling self. Deur hierdie name te lys, doen die teks iets briljant. Vir daardie oorspronklike gehoor sê dit, luister mooi, die storie wat nou kom, is nie uit die blou te gegryp nie. Dit bou geloofwaardigheid. Dit bou onmiddellik geloofwaardigheid en gesag. Nie deur te argumenteer nie, maar deur homself stewig in 'n bekende profetiese stamboom te anker. 'n Goue draad. Ja, 'n ononderbroke goue draad wat van die begin van die mensdom afloop. Die teks sê dat die storie wat nou gaan ontvou, die volgende deel van daardie selfde draad is. Dis 'n manier om te sê, julle is op bekende grond, maar luister nou mooi vir die nuwe detail. Presies. En daardie detail kom vinnig. Ons gaan van hierdie massiewe, historiese tydlyn en dan, pam, die kamera zoom skielik en dramaties in op net een tak van daardie boom, die familie van Imran. Dit voel baie filmies. Ons hoor van Imran se vrou wat bid vir 'n kind en sy maak hierdie intense belofte aan God. Presies. En dis hier waar die teks die gehoorste verwagtinge begin uitdaag. Hierdie vrou maak 'n gelofte
waarskynlik met die idee van 'n seun in gedagte wat in die tempel sou dien, 'n algemene praktyk. Maar die werklikheid is anders. Baie anders. Die teks vang haar reaksie perfek vas wanneer sy geboorte gee. Sy sê, "My Heer, ek het geboorte gegee aan 'n meisie." Jy kan amper die verbasing, miskien selfs 'n tikkie teleurstelling in daardie woorde hoor. Daardie spanning tussen haar bedoeling en die onverwagte uitkoms. Ja, en daardie meisie is Maryam. Haar geboorte is die heel eerste teken in hierdie hoofstuk dat die gewone reëls nie hier gaan geld nie. En haar storie is van die begin af anders. Dis nie 'n gewone kinderlewe nie. Die teks noem dat Zakaria, 'n gerespekteerde profeet en haar oom, haar voog word. Ja, En dan is daar hierdie eienaardige amper stille wonderwerk. Elke keer as 'n braar kamer instap, vind hy kos by haar. Dis nie net 'n terloopse detail nie, né? nee glad nie. Dit het 'n enorme impak op hom. Dit is die katalisator. Dit is die katalisator vir die volgende groot gebeurtenis. Dink daaroor vanuit Zakaria se perspektief. Hy is 'n ou man, sy vrou is onvrugbaar. Logies gesproke is sy kans verby. Ja? Maar dan sien hy hierdie stille, onverklaarbare wonderwerk, dag na dag. Hy sien tasbare bewys dat God se voorsiening buite die reëls van die natuur werk. En dit steek sy eie hoop aan die brand. Presies. Dit inspireer hom om te bid vir iets wat hy lankal as onmoontlik aanvaar het, 'n goeie nageslag. So dit is nie net 'n wonderwerk vir haar nie, dis 'n teken vir hom en sy gebed word verhoor op 'n manier wat die patroon net versterk. Die engele kom met die nuus van 'n seun, ja. In die Christelike tradisie bekend as Johannes die Doper. Reg. Die teks beskryf hom as edel, kuis, 'n profeet. So nou het ons een wonderbaarlike geboorte as gevolg van 'n ander wonderwerk. Die teks bou duidelik momentum op. Ja, dit skep 'n narratiewe verwagting. Die gehoor is nou gekondisioneer om die onmoontlike te verwag. Ons het Maryam, ons het Jahja. Die verhoog is nou gereed vir die absolute klimaks. En die fokus swaai terug na Maryam. Ja, en hierdie keer is dit nie meer net wonderbaarlike kos nie, die engele spreek haar direk aan. En die aankondiging is so formeel en spesifiek. Die teks haal die engele aan. O Maryam, God gee jou goeie tyding van 'n woord van hom. Sy naam sal die Messias wees, Isa, seun van Maryam. Daardie laaste deel. Seun van Maryam. In 'n samelewing waar afkoms byna altyd deur die vaderlyn bepaal is, voel daardie benaming opsetlik en betekenisvol. Dit is uiters betekenisvol. Dit is 'n matrilineêre identifikasie wat uniek is. Deur hom konsekwent seun van Maryam te noem, beklemtoon die teks die uniekheid van sy geboorte. Dit sny enige vraag oor vaderlike afkoms by die knieë af. Dit sentreer die hele wonderwerk op haar. Absoluut. Dit verhef haar rol. En haar reaksie, dis so briljant menslik. Sy raak nie paniekerig nie. Sy vra die mees logiese vraag. Hoe kan ek 'n kind hê as geen man my aangeraak het nie? Sy bring die gesprek terug na basiese menslike biologie. En die antwoord wat sy kry is miskien een van die kernteologiese stellings in die hele teks. Wat is dit? Dis eenvoudig en absoluut. Die goddelike antwoord is, so is dit. God skep wat hy wil. Wanneer hy 'n saak besluit, sê hy net daartoe, wees, en dit is. Kun fayakun. Kun fayakun, 2 woorde in Arabies. Dis die uiteindelike verklaring van goddelike mag. Dit sê dat God se wil nie gebind is deur die wette van fisika of biologie nie. Die debat oor die meganisme is irrelevant. Wees, en dit is. Goed, en daarna gaan die teks voort om die dade op te noem wat aan Isa toegeskryf word. En dis 'n indrukwekkende lys. Hy vorm 'n voël uit klei en blaas lewe daarin, hy genees blindes. Wek die dooies op. Maar daar is 'n klein frase, 'n soort voetnoot, wat die teks oor en oor herhaal. Hoekom? Daardie voetnoot is eintlik die hoofpunt. Na elke wonderwerk voeg die teks die woorde bi-idnillah by, met God se toestemming. Reg. Dit is 'n deurslaggewende detail. Die teks is obsessief daaroor om hierdie punt te maak, want dit trek 'n baie duidelike lyn. Dit sê dat hierdie ongelooflike krag nie inherënt aan Isa is nie. Hy is nie die bron daarvan nie. Hy is die kanaal. Elke herhaling is 'n herinnering. Alle mag kom uiteindelik van die een God. Dit voorkom enige misverstand. En om terug te kom na die begin, die teks sê ook dat hy gekom het om die Torah te bevestig. Weereens daardie goue draad van kontinuïteit. Presies. Reg, daardie goue draad.
En net wanneer jy heeltemal vasgevang is in hierdie intense, persoonlike verhale, gebeur iets vreemds. Die toon van die voordrag verander heeltemal. Ja. Dit voel asof die kamera terugtrek en op 'n baie groter gehoor fokus. Die stem van die teks begin mense direk aanspreek, amper soos 'n openbare toespraak. Jy is heeltemal reg. Die fokus verskuif van die profetiese na die gemeenskaplike, van storievertelling na leiding. En jy hoor dit in die herhalende frases. Een is Ja al-Kitab. O mense van die boek. Ja, 'n term vir Jode en Christene. Die teks nooi hulle in 'n gesprek spesifiek oor die figuur van Abraham. En wat is die argument? Wat probeer die teks sê oor Abraham? Dit maak 'n interessante punt. Dit sê Abraham was nie 'n Jood of 'n Christen nie, want daardie terme het eers lank na hom ontstaan. Logies. In plaas daarvan beskryf dit hom as 'n Hanifin Muslima, 'n opregte monoteïs wat homself aan God onderwerp het. Dit probeer verby die latere verdelings kyk en sê, voordat ons verskillend geword het, was ons dieselfde in ons kernoortuiging. Dis fascinerend. Dit probeer die fondament herdefinieer. En dan is daar die ander oproep, Ja ayyuha alladhina amanu. O, julle wat glo. Hier praat die teks direk met sy eie volgelinge. Die toon hier voel anders. Dis nie 'n debat nie, dis instruksie. Wat word van hierdie gemeenskap gevra? Die leiding is baie prakties. Dit gaan oor hoe om saam te leef. 3 temas kom sterk na vore. Eerstens, geduld. Tweedens, 'n bewussyn van God. En derdens, en miskien die belangrikste, Eenheid. eenheid. Daar is daardie bekende vers, en hou almal saam vas aan die tou van God, en moenie verdeeld wees nie. Dit is 'n kragtige metafoor. Stel jou voor 'n groep mense aan die rand van 'n afgrond. Hulle moet aan dieselfde tou vasklou. Ja, as hulle begin stry oor die tou, val almal. Die teks sê, interne verdeeldheid is die grootste bedreiging. So, terwyl die teks eenheid bepleit, is dit ook nie naïef nie. Dit erken dat die lewe vol konflik is. Daar is 'n gevoel van stryd. Dit verwys na werklike gevegte, soos die slag van Badr. Ja, dit is die kerntema van beproewing. Geloof is volgens die teks nie iets vir tye van vrede nie. Die ware toets kom wanneer dinge moeilik raak. Dit kontrasteer die standvastiges met die wat twyfel. Presies, en dit bied 'n radikaal ander perspektief op opoffering. Vir diegene wat in hierdie stryd sterf, sê die teks iets verstommends. Wat is dit? Moenie dink hulle is dood nie. Nee, hulle leef en word by hulle Heer versorg. Sjoe. Wag, dit is 'n kragtige stelling. Dit herdefinieer die dood heeltemal. Wat sou die impak daarvan wees op 'n gemeenskap wat letterlik vir sy oorlewing veg? Dit verander alles. Dit verwyder die angel van die dood. Dit transformeer die betekenis van verlies. Dit sê dat opoffering vir 'n groter saad 'n vorm van voortgesette lewe is. Dit bied geweldige sielkundige veerkragtigheid. Ja, en saam met daardie geestelike ondersteuning is daar ook 'n belofte van meer tasbare hulp. Die engele. Die teks praat van duisende engele wat gestuur word om die gelowiges te versterk. Dit klink soos iets uit 'n epiese fliek. Definitief. Maar net soos met Isa se wonderwerke, maak die teks hier ook 'n duidelike punt. Nadat dit die engele genoem het, voeg dit by, en oorwinning kom van niemand anders as God nie. Weereens daardie patroon. Dieselfde patroon. Menslike inspanning is nodig, maar die uiteindelike uitkoms lê in goddelike hande. Dit voorkom arrogansie en oorwinning en wanhoop en nederlag. En dan sluit die hoofstuk af met hierdie 2 paaie. Die beloning vir die regverdiges en die lot van diegene wat verwerp. Presies, tuine waar riviere onderdeur vloei. 'n Baie duidelike kontras. Sjoe. Goed, so as ons nou alles bymekaar sit, ons het deur hierdie teks gereis wat begin met die hele geskiedenis van die mensdom, toe dit ingezoom op die ongelooflike intieme verhale van Maryam en Isa, en van daar af het dit weer uitgezoom om die blouprint te gee vir hoe om 'n hele gemeenskap te bou, hoe om eenheid te handhaaf, hoe om stryd te hanteer. Dit is 'n reis van 'n kosmiese na die diep persoonlike en terug na die gemeenskaplike.
Dit is 'n uitstekende opsomming. Die deurlopende draad wat dit alles saambind, is die idee van 'n enkele, konsekwente boodskap van monoteïsme wat deur al hierdie verskillende profete oorgedra is. Elkeen met hul eie unieke verhaal. Ja, en dit bring ons by 'n laaste gedagte vir jou om oor na te dink. Na al die verhale en die leiding, rig die teks 'n finale eenvoudige uitnodiging. Dit nooi mense uit na wat dit 'n gemeenskaplike woord noem. En wat is daardie woord? 'n Woord wat gelyk is tussen ons en julle, dat ons niemand behalwe die een God aanbid nie. Dit stel hierdie kernbeginsel voor as die fundamentele ooreenkoms. So die vraag om mee te worstel is, hoe verander dit jou perspektief as jy hierdie verhale van Abraham, Zakaria, Mariam en Isa nie as aparte, mededingende stories hoor nie, maar presies soos hierdie teks dit aanbied, as opeenvolgende, samehangende hoofstukke in een enkele deurlopende narratief. Welkom by die gesprek. Die bronteks vir vandag se gesprek is 'n voordrag uit Surah Al-Imran, die 3de hoofstuk van die Koran. So binne hierdie teks word 'n baie fundamentale onderskeid gemaak tussen twee soorte verse. Eerstens het ons die muhkamat. Dit is die verse wat heeltemal duidelik en wel ondubbelsinnig is. Hulle word die fundament genoem, die moeder van die boek. Maar dan is daar hierdie ander soort, die mutashabihat, die wat dubbelsinnig is, allegories, veelvlakkig. En dit is presies hierdie onderskeid wat ons by die kernvraag van vandag se gesprek bring. Is die doel van hierdie dubbelsinnige verse bloot wel om die gelowiges se aanvaarding van goddelike misterie te toets? Is dit 'n grens waar die menslike intellek moet stop en geloof alleen moet oorneem? Of, en dis my vraag, is die teenwoordigheid daarvan juis 'n uitnodiging, 'n deur na dieper intellektuele en spirituele interpretasie, spesifiek vir diegene met insig? Reg. Ek gaan argumenteer vir daardie eerste siening. Ek glo die teks se kernboodskap, jy weet die leiding wat noodsaaklik is vir almal, is in daardie duidelike, ondubbelsinnige verse vervat. Die teks waarsku ons uitdruklik dat die najaging van die dubbelsinnige 'n pad na oneenigheid is. So in wese is geloof en onderwerping die voorgeskrewe en ek sou sê die veiligste reaksie. En ek sal dan die teenoorgestelde standpunt inneem. Vir my is hierdie dubbelsinnige verse 'n doelbewuste en noodsaaklike deel van die goddelike openbaring. Dit is juis hierdie verse wat die mense van begrip uitnooi tot diepgaande nadenke, tot intellektuele inspanning, sodat die teks in sy volle onuitputlike rykdom verstaan kan word, geslag na geslag. Goed, kom ons begin dan by die mees direkte stelling in die teks. Na die onderskeid tussen die duidelike en die dubbelsinnige, staan daar, en ek haal min of meer aan, en niemand ken die finale interpretasie daarvan behalwe God nie. Vir my is dit 'n eksplisiete stopteken vir menslike spekulasie. Dit is 'n baie duidelike grens wat getrek word, 'n erkenning dat die menslike verstand, wel, dat dit beperk is. Is dit 'n stopteken of is dit dalk 'n oproep tot nederigheid? Want die teks stop nie daar nie. Dit gaan onmiddellik voort om 'n spesiale groep mense te identifiseer, 'n groep wat gedefinieer word deur hulle diep kennis, 'n rasikhoon fil ilm, diegene wat stewig in kennis gevestig is. My vraag is, hoekom word hulle enigsins hier genoem as die deur na begrip heeltemal gesluit is? Hulle teenwoordigheid in die vers moet tog 'n betekenis hê. Natuurlik het dit betekenis, absoluut. Hulle betekenis is om vir ons die korrekte houding te demonstreer. Wat doen hierdie mense van kennis wanneer hulle met die dubbelsinnige gekonfronteer word? Probeer hulle dit ontsyfer? Nee. Die teks sê hulle reaksie is om te sê Amana bi kullun min indi rabbana. Ons glo daarin, alles is van ons Here. Hulle diepgaande kennis lei hulle dus nie tot 'n nuwe interpretasie nie. Dit lei hulle tot 'n dieper geloof. Die toppunt van hul kennis is die erkenning van die perke van kennis. Ek moet sê, daardie verduideliking oortuig my nie heeltemal nie. As al enigste funksie was om 'n eenvoudige geloofsbelijdenis af te lê, sou die teks hulle nie met die spesifieke eienskap van kennis onderskei het nie. Enige gelowige kon dit gedoen het. Die feit dat die teks al as stewig in kennis beskryf, impliseer vir my dat hulle geloof die gevolg is van al diepgaande begrip, nie 'n plaasvervanger daarvoor nie. Hulle kennis is nie passief nie, dis die lens waardeur hulle die hele boek benader, insluitend daardie komplekse dele.
Ek sien dit anders. Kyk, dink aan 'n briljante fisikus wat die wette van Newton se meganika verstaan. Daardie selfde kennis laat hom ook verstaan waar daardie wette val, op die kwantumvlak. Sy kennis definieer die grense. Net so is dit die kennis van die al-rasikhun fi al-ilm wat hulle in staat stel om te weet wanneer om op te hou redeneer en bloot te aanvaar. So hulle kennis is 'n instrument van onderskeiding, nie van eindelose interpretasie nie. En die teks gee 'n baie goeie rede vir die versigtigheid. Dit beskrou diegene wat wel die dubbelsinnige volg as mense met 'n afwyking in die harte, wie se doel ibtighaul fitne is, die soeke na onmin en twis. Ja, jy kan nie daardie waarskuwing teen onmin gebruik om elke ander oproep tot intellektuele aktiwiteit in die teks te ignoreer nie. Dieselfde sura en die hele skrif is deurspek met lof vir uli al-albab, mense van begrip, wat yatafakkaruna fi khalqa samawati wal ard, wat nadink oor die skepping van die hemele en die aarde. Die teks moedig aktief die gebruik van die intellek aan. Daarom kan die verbod nie op die handeling van interpretasie wees nie, maar dit moet op die motief daar agter wees. Die waarskuwing is teen die arrogansie om jou interpretasie as finaal te verklaar en dit dan as 'n wapen te gebruik om verdeeldheid te saai. 'n Opregte, nederige soeke na begrip is iets heeltemal anders. En dit is waar ek dink jou argument die praktiese gevaar onderskat. Hierdie is nie net 'n teoretiese debat oor motiewe nie. Die geskiedenis van teologiese denke is vol voorbeelde waar verskillende interpretasies van juis hierdie dubbelsinnige verse oor die aard van God, oor vrye wil, oor die hiernamaals gelei het tot diep, onoorbrugbare skeidings tussen gemeenskappe. Dit het gelei tot bitter konflik, selfs geweld. Die teks se waarskuwing teen fitna is dus gewortel in 'n baie werklike historiese gevaar. Die voorgeskrewe pad om te hou by die duidelike, die moeder van die boek, is die veilige hawe wat die gemeenskap teen hierdie storms beskerm. Ek erken die gevaar van fitna, ek doen regtig. Maar die oplossing kan tog nie wees om intellektuele nuuskierigheid en diepgaande studie te verbied nie. Dit sou wees om die intellektuele instrument wat God ons gegee het te laat roes uit vrees. Die uitdaging wat die teks aan ons stel, is juis om daardie spanning te bestuur. Om met diepgaande intellektuele ywer te soek, terwyl jy terselfdertyd diepgaande spirituele nederigheid beoefen. Jy verken, jy interpreteer, jy besin, maar altyd met die voorbehou dat jou begrip voorlopig is. Om te weier om te dink uit vrees, is om 'n groot deel van die openbaring self te verwaarloos. Ek stem nie saam dat dit verwaarlosing is nie. Ek dink dis prioritering. Die teks prioriteer eenheid en duidelike leiding bo teologiese spekulasie. Elders in dieselfde sura word 'n retoriese vraag gevra. Falim takhajuna fima laysa lakum hi ilm. Waarom redeneer julle oor dit waaroor julle geen kennis het nie? Dis 'n direkte opdrag om weg te bly van areas waar ons nie definitiewe kennis kan hê nie. Die potensiële skade van onmin weeg eenvoudig swaarder as die beweerde voordeel van spekulatiewe interpretasie van die dubbelsinnige. Dis 'n kwessie van risiko-analise en die teks is vir my duidelik oor waar die groot risiko lê. Dis 'n sterk punt, maar het jy al die ander kant van die saak oorweeg? Wat is die risiko daarvan om die intellek te stuit? Dit lei tot stagnasie. Dit lei tot 'n dogmatiese, onnadenkende geloof wat nie die uitdagings van nuwe eras kan aanspreek nie. Die teks self nooi ons tot intellektuele betrokkenheid. Dink aan die argument wat dit aanbied oor die skepping van Jesus deur hom met Adam te vergelyk. Die gelykenis van Jesus by God is soos die gelykenis van Adam. Hy het hom uit stof geskape. Dit is nie 'n opdrag om blindelings te glo nie. Dit is 'n komplekse teologiese argument wat die leser nooi om te dink, te vergelyk, te verstaan. Om die mutashabihat te ignoreer is om hierdie dieper laag van die teks te misken. Gevolgtrekking. Dit is nie 'n uitnodiging tot eindelose spekulasie nie. Dit bring my by 'n fundamentale punt oor die aard van goddelike openbaring. As die openbaring bedoel is as Huda Lenoas, leiding vir die hele mensdom, dan moet dit 'n rotsvaste, ondubbelsinnige kern hê wat vir almal toeganklik is.
En dit is die presiese rol van die Moghkamaat. Hulle is die anker. Die Mutashabihat dien dan 'n ander, maar ewe belangrike doel. Hulle is 'n toets van geloof. 'n Toets om te aanvaar dat God se wysheid die mens se beperkte begrip oortref. Hulle teenwoordigheid is 'n konstante herinnering aan die mens se plek teenoor die Skepper. Ek vind daardie siening van Openbaring 'n bietjie te staties, amper simplisties. 'n Diepgaande en tydlose openbaring moet noodwendig veelvlakkig en ryk wees. Die Mutashabihat verskaf presies daardie diepte. Hulle is wat verhoed dat die skrif tot 'n eenvoudige dogmatiese reëlboek gereduseer word. Die kompleksiteit is nie 'n fout of net 'n toets van blinde geloof nie. Dis 'n teken van die teks se goddelike oorsprong en sy vermoë om die menslike intellek oor eeue heen aan te spreek en uit te daag. Dit is juis hierdie misterie wat mense van begrip, die Ulil Albab, aantrek om te besin. Dit maak die teks 'n lewende bron van wysheid, nie 'n statiese monument uit die verlede nie. Maar daardie lewende bron wat jy beskryf, het histories dikwels 'n fontein van oneenigheid geword. Die stabiele kern, die anker, is wat eenheid bied. Jou benadering, as ek dit mag sê, loop die gevaar om 'n soort intellektuele elitkisme te bevorder. Dit suggereer dat slegs die mense van begrip met hulle gesofistikeerde interpretasies werklik toegang het tot die teks se rykdom, terwyl die gewone gelowige met 'n eenvoudiger, minderwaardige weergawe moet klaarkom. Die boodskap van die skrif is tog fundamenteel egalitaries, bedoel vir almal. Ek sien dit glad nie so nie. Inteendeel, die model wat die teks voorstel is juis meer inklusief. Die duidelike verse, die Moghkamaat, bied die noodsaaklike en voldoende fundament vir almal. Dit is die gelyke speelveld. Maar die allegoriese verse bied 'n pad vir gene, het sy geleerdes of toegewyde leke wat dieper wil delf op hul spirituele en intellektuele reis. Dis nie elitisme nie. Dis die voorsiening van verskillende paaie vir verskillende soekers, almal wat vanaf dieselfde fundament begin. Dit respekteer beide die gewone mense behoefte aan duidelike leiding en die denker se behoefte aan diepgaande nadenke. Dis 'n genade, nie 'n hindernis nie. Tog bly die fundamentale vraag vir my, wat is die uiteindelike doel? Is dit om sekerheid te bied of om vrae te stimuleer? My lees van die teks is dat die primêre doel van Openbaring leiding en sekerheid in die kernsake van geloof en praktyk is. Die Moghkamaat doen dit, die Mutashabihat herinner ons daaraan dat buite daardie kern ons begrip beperk is. Hulle kweek nederigheid, nie intellektuele trots nie. Die reaksie van diegene stewig in kennis, ons glo, is die slotsom. Dit is die eindpunt van die reis, nie die begin van 'n nuwe een nie. En dit is vir my die mees fascinerende deel van die hele gedeelte. Die teks hou hierdie twee idees, 'n verbod op onmin en 'n loflied vir nadenke in 'n ongelooflike spanning. Dit is nie 'n eenvoudige opdrag nie, dis 'n intellektuele en spirituele uitdaging. Vir my is die reaksie, ons glo, nie 'n eindpunt wat verdere denke uitsluit nie. Dit is die fundament van vertroue waarop verdere nederige denke gebou kan word. Jy glo dat die hele boek van God is, en juist daarom is selfs die mees verwarrende dele die moeite werd om oor na te dink. Geloof is die beginpunt vir intellektuele ondersoek, nie die alternatief daarvoor nie. So, hierdie gesprek beklemtoon vir my dat die veiligste, mees eerbiedige en ek glo, teksgetroue benadering is om ons fokus te anker in die duidelike, fundamentale waarhede wat die kern van die boodskap uitmaak. Dit is die moeder van die boek. Die aanvaarding dat sekere aspekte van die Openbaring buite ons finale begrip lê, is nie 'n teken van intellektuele swakheid nie. Dit is 'n teken van diepe geloof en onderwerping aan God, wat die uiteindelike bron van alle kennis is. Dit is die model wat diegene stewig in kennis vir ons bied. Vir my onderstreep hierdie uitreiling dat die teks self 'n dinamiese, lewende proses van geloof en begrip aanmoedig. Om die dubbelsinnige verse te vermy of te ignoreer uit vrees, sou wees om die intellektuele diepte en die tydlose relevantie wat die skrif bied te misken. Die ideaal is 'n delikate balans, 'n nederige soeke na begrip, geanker in diepgaande kennis, terwyl ons altyd erken dat die finale absolute wysheid slegs by God berus. Dit is nie 'n kwessie tussen geloof en rede nie,
maar 'n uitnodiging om beide in diens van die goddelike te stel. Die spanning tussen die duidelike en die dubbelsinnige in die bronteks bly dus onopgelos. En, wel, miskien is dit die punt. Dit dwing die leser om die aard van Openbaring self te oordink, asook daardie fyn, komplekse verhouding tussen menslike rede en goddelike gesag. Inderdaad. Dit is presies daardie spanning wat die teks so ryk, uitdagend en blywend maak. Dit verseker dat geen generasie ooit kan sê dat hulle dit ten volle uitgeput het nie. Daar is duidelik nog baie meer om in die materiaal te verken. Goed, vandag kyk ons na 'n YouTube-video, 'n vinnige voordrag van Surah Al-Imran. Die voordrag self is regtig kragtig en duidelik, maar ons gaan fokus op die raamwerk rondom dit, hoe ons daai luisterervaring kan verdiep. Ja, my heel eerste indruk was, wel die video praat met 'n baie spesifieke persoon. Jy weet, iemand in die kar of wat werk en net van begin tot einde wil luister. En dit los 'n klomp ander mense uit. Dit los hulle heeltemal in die koue. Enige een wat die video vir studie wil gebruik of hersiening, hulle tref dadelik 'n muur. Daar's net geen manier om jou weg te vind in hierdie langste klank nie. Dis presies dit. Dis die kern van die eerste groot geleentheid. Die video is tans 'n eenrigtingstraat. Terwyl dit 'n interaktiewe biblioteek kan wees. So die swakpunt is nie die inhoud nie, glad nie, dis die gebrek aan beheer. Beheer. Dis die regte woord. As jy 'n spesifieke vers soek, sê nou oor die slag van Uhud, is jou enigste opsie om daai tydlyn te sleep en te hoop jy land op die regte plek. Dit is frustrerend, dit maak dit onprakties as 'n leerhulpmiddel. Absoluut. Dis soos 'n handboek sonder 'n inhoudsopgawe of 'n indeks. Die inligting is daar, maar jy kan dit amper nie gebruik nie. En die ironie is, die oplossing is so eenvoudig. Dis reeds in die platform ingebou. Presies, ons praat nie van 'n massiewe herredigering nie. Die voorstel is eintlik net om navigasielae by te voeg, om die luisteraar te bemagtig. So, wat sou die eerste, mees logiese stap wees? Wel, YouTube se eie chapters-funksie, hoofstukke. Dis die mees elegante oplossing. Deur die video op te breek in logiese, tematiese afdelings, gee jy die luisteraar dadelik 'n padkaart. 'n Visuele padkaart, ja. Jy kan sien hoe die narratief ontvou voor jy eers luister. En die name van daai hoofstukke kan op sigself al leersaam wees, né? Ja. In plaas van iets generies soos deel 1 of minute 0 tot 10. Ja, presies. Kan jy iets betekenisvol gebruik? Byvoorbeeld 'n hoofstuk kan heet Die verhaal van Maryam of lesse uit Uhud of 'n oproep tot eenheid. Ja, skielik is die video nie net klank nie, dis 'n gestruktureerde les. Dit voeg 'n laag van leiding by. Maar wat van die student wat nog meer presisie soek? Die een wat spesifiek vers 103 wil memoriseer. Hoofstukke is dalk te breed vir hulle. Goed, dis waar die tweede laag inkom. Die voorstel is dan om ook gedetailleerde tydstempels in die videobeskrywing te sit. Dis minder visueel as hoofstukke, maar baie kragtiger vir die ernstige student. So byvoorbeeld, 'n tydstempel vir die begin van elke ruku. Elke ruku, ja, dis die tradisionele en logiese onderbreking, of selfs vir elke bladsy van die Mustaf, as die voorlesing daarmee ooreenstem. Kyk, dis die dieper vlak, so jy bedien twee gehore. Die toevallige luisteraar gebruik die hoofstukke en die toegewyde studente die tydstempels vir 'n gefokuste werk. Jy verander die video van 'n passiewe stroom na aktiewe herbruikbare hulpbron en die waarde daarvan, dit verhoog eksponensieel. Dit gaan oor respek vir die luisteraar se tyd. En hul doelwit. Ja, en dit bou 'n brug van passiewe toeskouer na aktiewe deelnemer. Goed, so kom ons sê ons het nou daai beheer gevestig. Die luisteraar kan spring waar hulle wil. Maar nou, sodra hulle daar is daar 'n nuwe probleem, veral met die vinnige pas. Hoe hou hulle by? Ja, dis die volgende hekkie. Jy het hulle beheer gegee oor waar hulle is, maar jy help hulle nie om te fokus op die oomblik nie. Die Arabiese teks is op die skerm, maar dis staties, dis net 'n prent. Ten daai spoed is dit amper onmoontlik vir jou oë om die regte plek te vind en te volg. Dit skep 'n kognitiewe dissonansie. Jou ore hoor een ding, maar jou oë skandeer die bladsy desperaat op soek na 'n ankerpunt. En na so 3 sekondes gee jy maar op.
Jy gee op en die teks word net agtergrondgeraas. So die aanbieding van die teks moet verander van hierdie statiese agtergrond na 'n dinamiese hulpmiddel. Die swakpunt is dus daai ontkoppeling tussen die auditiewe en die visuele. Dis 'n groot gemiste geleentheid. Baie mense is visuele leerders en as jy hulle nie daai visuele pad gee om te volg nie, maak jy dit vir hulle moeiliker. Jy dwing die brein om onnodig hard te werk. So, wat is die voorstel hier? Hoe oorbrug ons daai gaping? Wel, die oplossing lê in subtiliteit. Ons wil nie afleidende animasies hê nie. Glad nie. Die eenvoudigste, mees effektiewe ding is om die spesifieke vers wat gelees word, visueel te beklemtoon. Hoe sou dit werk in die praktyk? Dit kan op verskeie maniere. Die teks van die aktiewe vers kan sê van swart na 'n sagte goud verander of dit kan net eenvoudig onderstreep word. En soos die voorleser aanbeweeg, skuif daai beklemtoning saam. Soos 'n visuele passaan geur. 'n Klein verandering, maar dit los die hele probleem van waar is ons nou op. Heeltemal. Dit anker die kyker se aandag, dit laat hulle toe om te ontspan en te lees en te luister, eerder as om te soek. Dit verlaag die kognitiewe las. En jy kan selfs verder gaan. Stel jou voor elke woord word uitgelig soos dit gesê word. Dis natuurlik tegnies meer gevorderd. Ja. Maar vir 'n video wat op memorisering fokus, sou dit ongelooflik kragtig wees, maar selfs net om die hele vers uit te lig, is 'n reuse sprong vorentoe. Ek dink ook dit hou die aandag beter vas. In 'n lang video dwaal jou gedagtes maklik. Daardie klein bewegende visuele anker trek jou aandag heeltyd terug. Dit is 'n stille gids wat sê, hier is ons nou, fokus hier. Daar's nog 'n ander benadering wat hiermee kan saamwerk. 'n Meer tematiese een. Wat as jy, benewens die uitlig van die vers, ook 'n bondige sleutelwoord in die hoek van die skerm wys? Verduidelik. Wel, terwyl die verse oor geduld gelees word, verskyn die woord geduld diskreet. Wanneer die verhaal van Isa bespreek word, staan daar dalk goddelike wysheid. Dit anker die luisteraar tematies. Dis 'n fascinerende idee. Dit voeg 'n interpretatiewe laag by, sonder om enigsins indringend te wees. Dit help nie net met fokus nie, maar help die luisteraar om die boodskap op 'n dieper vlak te verstaan. Dit alles werk saam. Eers gee ons beheer met navigasie. Dan hou ons hulle betrokke met dinamiese visuele leidrade. Maar daar's een laaste stukkie van die legkaart wat kort. Die video begin en eindig baie skielik. Dit bestaan in 'n vakuum. Jy's reg. Dit begin amper dadelik en eindig net so. Dit voel soos om in die middel van 'n gesprek in te stap en dan net so te vertrek. So die video kan sy rol as 'n blote voordrag oorskryf. Dit kan subtiele kontekstuele laag byvoeg wat die hoekom agter die ervaring aanspreek. Presies. Wat is die risiko as ons dit nie doen nie? As ons net die wat, die voordrag gee sonder die hoekom? Wel, die huidige formaat neem aan die luisteraar het reeds die volle konteks van Surah Ali Imran. En vir iemand wat nie is tot die teks, kan die dieper betekenis heeltemal verlore gaan. Hulle hoor die klanke, maar verstaan nie die storie nie. Die swakpunt is dus dat die video in isolasie bestaan. Dit mis die geleentheid om die luisteraar voor te berei vir wat hulle gaan hoor en om hulle te help om daaroor te dink nadat dit verby is. Dit voel onvoltooi. Die voorstel is dus om die hele ervaring te omraam. En dis belangrik, daai raam moet nie die kunswerk oorweldig nie. Dit moet subtiel en respekvol wees. Absoluut. Ons wil nie 'n lang akademiese inleiding hê nie. Dit sal die doel van 'n vinnige voordrag heeltemal verduil. Dit moet elegant en bondig wees. So, hoe doen ons dit? By die begin byvoorbeeld. Wat stel jy voor? 'n Eenvoudige, skoon tekskaart. Dit wys vir miskien 5 tot 7 sekondes voor die voordrag begin. Niks meer nie. Op hierdie kaart kan jy die sentrale temas en koelpunte lys. Iets soos Surah Al-Imran, sleuteltemas. Gevolg deur punte soos die standvastigheid van geloof. Ja, of lesse uit die lewens van die profete. Die belangrikheid van eenheid. Dis perfek. Dis nie indringend. Dit gee die luisteraar 'n lens waardeur hulle kan luister. Dit stel al gedagtes in die regte rigting. Dit sê vir hulle, hier is waaroor jy kan nadink terwyl jy luister. Presies. En dan kort ons die ander kant van die raam, die afsluiting. Net soos dit skielik begin, eindig dit ook sonder enige afsluiting. Die laaste woord word gesê en dis verby. Dit voel soos 'n gemiste kans. 'n Kans om die impak van die laaste uur se luister te konsolideer,
Hoe kan ons dit op 'n betekenisvolle manier afsluit sonder om prekerig te raak? Weereens met 'n eenvoudige tekskaart aan die einde. Maar in plaas van stellings, vra ons 'n vraag, 'n reflektiewe vraag. Ek hou daarvan. Dit moedig die luisteraar aan om die boodskap te internaliseer en op hul eie lewe toe te pas. Byvoorbeeld, watter lering oor vertroue op God neem jy vandag saam? Of, hoe kan jy die oproep tot eenheid in jou eie gemeenskap toepas? Ja. Dis 'n uitnodiging, nie 'n opdrag nie. Dit verskuif die fokus van die video na die luisteraar se eie lewe en gedagtes. Dit verander die ervaring van passiewe verbruik na aktiewe, persoonlike refleksie. En dit voltooi die raam. Jy begin deur hul gedagtes voor te berei, jy eindig deur hulle aan te moedig om te besin. Jy het 'n volledige doelgerigte ervaring geskep wat begin voor die eerste woord en voortduur lank na die laaste woord. Goed, om dan alles saam te vat. Die kern van die werk, die voordrag self, is reeds uitstekend. Die groot geleenthede lê in die argitektuur rondom daardie kern. Ja, dit gaan alles daaroor om die gebruikerservaring te verbeter. Die fokus is op die luisteraar. Hoe maak ons dit vir hulle makliker, meer betekenisvol? Eerstens, deur hulle beheer te gee. Ons het gepraat oor YouTube se hoofstukke met tematiese titels en gedetailleerde tydstempels in die beskrywing. Dit omskep die video van 'n langstroom na 'n herbruikbare, deursoekbare studiehulpbron. Tweedens, deur hulle gefokus te hou, deur die visuele aanbieding dinamies te maak, deur die huidige vers subtiel uit te lig, sinkroniseer ons die auditiewe en die visuele. Dit verminder daai kognitiewe las en hou die aandag vas. En laastens, deur hulle 'n raamwerk vir begrip te gee. Deur te begin met 'n kort tekskaart oor die temas en af te sluit met 'n vraag wat tot persoonlike refleksie aanmoedig. Dit verhef die handeling van luister van 'n passiewe aktiwiteit na 'n aktiewe, betekenisvolle oefening. En elkeen van hierdie voorstelle bou op die vorige een. Hulle werk saam om 'n dieper, meer betrokke ervaring te skep. Dis nie om die oorspronklike werk te verander nie, maar om dit te versterk, om die volle potensiaal daarvan te ontsluit. Wel, ons moedig jou aan om hierdie idees te oorweeg. Elkeen is ontwerp om die impak van jou werk te verhoog en ons sien uit daarna om dalk 'n bygewerkte weergawe in die toekoms te ervaar.